Gewaardeerde kijkers, pastoor Frans Ooyeberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. En ek vertrou ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om in die woord te delf en wel in die boek Petrus. Help ons om te verstaan wat die Heilige Gees vir ons wil sê en laat ons in ons binneste opgebou sal word tot ons allerheiligste geloof. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 10. Hierdie is ons 4de uitgawe oor die boek Petrus. Ons gaan nog lang besig wees met hierdie twee boeke, 1 Petrus en 2 Petrus. Maar kom ons lees vers 10. Ons het gepraat oor die saligheid. Kom ek gaan net 'n bietjie terug en ek sê, kom ek lees vir u vers 8 en 9. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Nou vandag se skrif wat ons begin mee. Aangaande hierdie saligheid, dat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha gaan sterwe en dat ons gered gaan word deur genade en genade alleen en nie deur ons werke nie. Aangaande hierdie saligheid, nie 'n ander saligheid nie, nie 'n moslim saligheid nie, nie 'n boeddhistiese saligheid nie, nie Jehova getuienis se manier van saligheid nie. Nie die Sewendagse Adventiste of die Mormoonse kerk of die Romeinse kerk nie, maar die saligheid wat in Christus Jesus het. We gaan na hierdie saligheid, die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, hulle het dit ondersoek en nagevors. As jy in die Ou Testament gaan kyk, sal jy baie van die Nuwe Testament daar sien, as jy dit soek en navors. Daaroor is dit belangrik, ek sê altyd, lees jou Bybel, lees jou Bybel, lees jou Bybel. Maar dit help jy lees net jou Bybel nie, jy moet gaan navors. Jy moet gaan Bybelstudie doen. Daar is soveel hulpmiddels wat jy kan gebruik om die woord van God vir jouself lewendig te maak. En hulle het nagespreek op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het. En toe hy vooruit getuig het van die lyde wat deur Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Nou, ons het baie keer al gepraat van in die kerkdispensasie kom die Heilige Gees en hy kom binne in ons bly. In die Ou Testamentiese tyd het hy bo die mens gekom en nie binne in hom nie. Hier het ons 'n versie wat sê die Gees van Christus wat in hulle was. Met ander woorde, ons kan sê dat die profete van ouds, toe die Gees van God oor hulle gekom het, het hy ook in hulle ingegaan. Met ander woorde, dit wat hulle sê, dit wat hulle nagevors het, dit wat hulle nagespreek het, gespeur het, dit wat hulle neergeskryf het, kom uit hulle innerlike mens uit waar die Heilige Gees ook was. Ja, hy was nie blywend nie. Hy kon nie blywend bly nie, want hy kan net bly in 'n tempel. Maar hy kon in hierdie profete ingaan en nadat hulle gedoen het wat hy hulle geïnspireer het om te doen, weer uitgaan. Vandag se tyd kom hy en hy bly in ons. Dis hoekom dit so belangrik is, jy kan nie 'n casual Christen wees nie. Dis hoekom dit so belangrik is, jy as kind van die Here kan nie gaan sonde doen nie. En ek gaan nie nou die sondes noem nie. Want jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Wat het jou liggaam te doen met die duiwel in sy tempel? In elk geval, as jy die Heilige Gees in jou het, kan die duiwel ook nie in jou inkom nie. So die duiwel kan jou nie maak sonde doen nie. Hoekom sê ek die duiwel kan nie in jou kom nie? Want die Heilige Gees gaan hom nie as
kamermaat toelaat nie. Jou hele, dis nie net jou gees nie. Dis nie net jou siel nie, maar dis jou hele wese is 'n tempel van God. Ja, die Heilige Gees bly in my gees, sê mense. My siel moet nog vernuwe word, maar die duiwel kan woer speel in my liggaam. Nee, hy kan nie. Die Bybel sê, die liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Soos hy binne die liggaam kom bly, omvat hy die siel en die gees. So sondes wat jy doen, word nie deur die duiwel in jou gemaak om te doen nie. Ja, as jy 'n sondaar is, en jy is ver van God af, en jy dien nie die Here nie, jy wil niks met hom te doen het, jy kan die duiwel binne in jou gaan bly, solank hy wil en so lekker soos hy wil, en hy kan jou laat doen net wat hy wil hê jy moet doen, want jy is 'n kind van die duiwel, en dit is hoe jy gaan optree, en dis hoe jy gaan doen. Maar as jy 'n kind van die Here is, as jy waaragtig wedergebore is, hoeveel van u wat na my luister, is waaragtig wedergebore? As ek nou persoonlik vir jou kan vra, verduidelik my hoe jou wedergeboorte plaasgevind het, kan jy dit nog verduidelik? Ek is wedergebore 1972, 21ste Februarie, 11:00 die oggend. Kan jy daai vir my gee? Pastoor, ek kan nie al daai datums, dis reg. Maar kan jy vir my sê, daar was 'n dag toe ek my sonde bely het, my rug gedraai het op die wêreld, en God deur die bloed van Christus my gered het. Is daar so 'n dag? As daar so 'n dag is, dan kan die duiwel nie in jou liggaam inkom nie. Hoekom nie? Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Mense, ek is ernstig hieroor. Jy kan nie 'n duiwel uit 'n kind van die Here, 'n waaragtige kind van die Here uitdryf nie. Ja, die duiwel kan jou aanval in jou gedagtes. Die duiwel kan jou aanval in jou omstandighede. Die duiwel kan jou aanval deur jou vriende, maar dit is steeds buitekant die liggaam van Christus, en hoe jy daarvolgens optree is jou eie keuse. Die duiwel bring die versoeking, en nou wil ek net hierso vir u dit net sê, ons praat so van die duiwel, maar dit is nie Satan homself nie. Dis sy impies, sy demone, maar hy gee die opdrag. Hy beheer die ryk van duisternis. En wanneer ek sê die duiwel pla jou, dan is dit eintlik 'n demoon wat jou pla. En net so terloops, ek dink nou daaraan. Jy kry nie 'n duiwel van nikotien nie. Jy kry nie 'n drankduiwel nie. Jy kry nie 'n hoerduiwel nie. Jy kry nie 'n minagtende duiwel nie. Jy kry nie daai tipe van goed nie. 'n Duiwel is 'n duiwel, 'n demoon is 'n demoon. Gedagtes kom jou pad langs, maar rook, nikotien, is jou keuse. Drank, te drink na hartelus, jou keuse. Hoereer, jou keuse. Sonde te doen is jou keuse. Kom ons gaan aan, ek praat uit my hart uit vanoggend. En hulle het nagespreek op watter of hoedanig, ons het daai skrifgie gelees. Vers 12, aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Nou jare terug sê 'n pastoor, hy sê, as ons in die kerk is, dan staan die engele so daar, ander kant, om die hoek van die straat, en hulle kyk in, want hulle is so begeerig om te sien wat in die kerk kan gaan. In daai tyd was dit seker opreg bedoel, maar dis nie wat die skrif bedoel nie. Die engele is in die kerk, en die demone is in die kerk. Maar die skrif beteken, die engele, God se engele, hulle wat dienende geeste gemaak is vir ons, wat die saligheid gaan beerwe,
is begeerig om te kan sien, wat beteken genade werklik? Begeerig om te sien, hoe kan 'n sondaar wat God haat, deur die bloed van Christus verander word? Hulle verstaan dit nie. Hoe kan 'n man wat sy vrou slaan, tot bekering kom en dan die liefdevolste man word wat daar is? Hulle verstaan dit nie. Hulle is begeerig om te sien. Hulle wil graag verstaan, hoe werk hierdie ding? God het 'n mens gemaak wat hulle nie verstaan nie. Hierdie mens het in sonde geval, dit verstaan hulle ook nie. Want hulle weet nie wat sonde nie. Ja, die duiwels weet. Nadat Satan weggebreek het en na sonde in sy hart ontdek is, en hy met 'n derde van die engele weggeloop het, weet die engele daarom wat dit is. Maar hulle verstaan nie wat dit is in my en jou lewe nie. En hulle verstaan nie vergifnis nie. Die engele het gesondig, hulle is uitgewerp. Geen vergifnis vir die duiwel en sy engele nie. Jammer, julle wat universaliste is. Universalisme is 'n lering van die duiwel af. Want die lering sê, dat tot aan die einde sal self die duiwel in die hemel toegelaat word en gered word. Totale onsin. En daar's bekende ouens wat dit preek. Maar ek wil vir jou sê, die engele is begeerig om in te kyk. Kom ons gaan aan. Waarin die engele begeerig is om te sien. Nou hy het al hierdie dinge gesê om die volgende te sê. Daarom, om God die lendene van julle verstand. Dis waar die duiwel jou gaan aanval. Dis waar die duiwel gaan sê, kyk, Sunny het die klere aan. Haai, niemand sal sien as jy pornografie kyk. Niemand gaan weet as jy 'n sigaretjie gerook het nie. Dit kom hier in die denke in. En hy sê ons moet die denke beskerm. Ons moet die lendene van die denke toemaak. Hy sê wees nugter. Wees nugter. Hoe is ons nugter? Hoe kan ons nugter wees? Ons kan nugter wees en nou sê ek dit weer 'n keer en u sal moeg daarvoor. Lees die Bybel, lees die Bybel, lees die Bybel. Die Bybel hou jou denke nugter. Die Bybel hou jou verstand nugter. Hy sê en hoop volkome op die genade wat julle deel word. Wanneer word hierdie genade my deel? Ek is gered deur genade. Maar wanneer word hierdie genade totaal geheel en al my deel? By die openbaring van Jesus Christus. En wanneer word Jesus Christus geopenbaar? Behalwe met die wegraping en die wederkoms. Wanneer word Jesus Christus geopenbaar? Wanneer ek die Bybel lees en lees en lees en lees totdat die woord wat ek lees in my binneste lewendig begin word en ek begin Christus sien soos wat hy is in die krag van sy opstanding. Ek dink daaroor, ek wil dit graag vir u sê, ons moet Christus leer ken in 3 opsigte. Eerstens as Jesus van Nasaret, die wetvervuller. Ons moet weet dat Jesus Christus op hierdie aarde gewandel het en hy die wet vervul het. Hy die wet onderhou. Elke stukkie daarvan. Hoe weet ons dit? Ons lees die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, totdat dit deel is van ons lewe, totdat ons dit kan quoteer en ons leer hom ken as Jesus van Nasaret. Maar ons moet hom leer ken as Jesus Christus die gekruisigde. Ons moet weet dat Jesus Christus het vir my gesterwe aan die kruis, is vir my begrawe en is vir my opgewek. Hoe weet ek dit? Deur die briewe van Paulus te lees, Openbaring tot Filemon. Lees, 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 totdat dit deel is van my lewe en ek verstaan wie Jesus Christus die gekruisigde is. En dan moet ek hom leer ken in die krag van sy opstanding. En meeste mense, meeste Christene, ken hom as Jesus van Nasaret, ken hom as Jesus die gekruisigde, maar hulle ken hom nie as Jesus Christus in die krag van sy opstanding nie.
Daarom praat ons so maklik van liewe Jesus. Jesus se kindertjies. Jesus dit, Jesus dat. Maar wanneer ons hom ken in die krag van sy opstanding, dan verander die beeld wat ons van hom het. En waar leer ons hom ken? As Jesus Christus in die krag van sy opstanding? Lees Openbaring. Weereens, lees. In Openbaring word Christus geopenbaar as God in die krag van sy opstanding. Nie sommer net 'n verlossertjie nie, maar 'n God. Ons het nodig om hom te leer ken. Wanneer ons hom leer ken en ons Openbaring lees, dan word dit deel van ons wese. En dan kan ons versoeking weerstaan. En ons kan 'n heilige pad loop. Nou sê hy, soos gehoorsame kinders. Wanneer is jy 'n gehoorsame kind? As jy doen wat die Bybel vir jou sê om te doen. Moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Voordat jy kind van God geword het, het jy baie dinge gedoen, baie dinge gesê, baie dinge kwytgeraak, onnoosel dinge, sondige dinge, siek dinge. Nou dat jy kind van die Here het, het jy die ou dinge afgelê. Die ou mens is gekruisig aan die kruis van Golgotha. Hy is dood. Ja, die vlees leef nog. Maar jy is dood vir die ou mens, want jy het gesterwe aan die kruis. Sê die ou mens ook, maar nou moet jy hom as dood reken. Nou gaan hy sê, nou hierdie soos gehoorsame kinders, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. O, pastoor, ons is nie volmaak nie. Ja, jy is nie. Pastoor, ons is nie heilig nie. Ja, jy is nie. Pastoor, ons is nie sonder foute nie. Ja, jy is nie. Maar tog sê Christus, jy is heilig. En Christus sê, wees heilig soos wat God heilig is. Ek kan nooit so heilig word soos God nie. Weet jy wat beteken die woordjie heilig? Kom ek help jy gou. Afgesonder. Heilig is afgesonder. God is afgesonder in sy heiligheid. Jy moet afgesonder word in Christus. Afgesonder. Daaroor noem hy julle heiliges. Jaag die heiligmaking na beteken net word dieper en dieper deel van Christus. In julle hele lewenswandel, in jou motiewe, in jou gedagtes, in jou optrede teenoor ander mense, in alles wat jy is, wees heilig, wees afgesonder. So jy kan nie gaan party hou saam met jou wêreldlinge. Die Bybel sê hy wat die wêreld lief het, is 'n vyand van God. Ja, maar pastoor, ek moet die wêreld bedien. Jy moet die wêreld bedien met die evangelie van Christus. Dis reg. Maar jy kan nie vleis braai saam met 'n sondaar nie. Jy kan nie in dieselfde banke sit en luister na 'n sanger wat God nie dien nie. Jy kan nie in groepe verkeer waar daar sondaars is en hulle karring aan, hulle neem oor, hulle doen wat hulle wil. En jy bly stil. Jy is daar om die evangelie te verkondig. Nie daar om saam met hom vleis te braai, saam met hom verjaarsdag partytjies te hou en saam met hom die wêreldse dinge te geniet nie. Hy wat 'n vriend is van die wêreld, daai ou is 'n wêreldling, is 'n vyand van God. So ons moet in alle omstandighede afgesonder wees. Ek ken jou en ek sal vir jou bid. En as jy wil, kan jy by my kom koffie drink. Maar ek en jy sal nie vriende word en allerhande dinge saam doen nie. Want ek is afgesonder vir 'n heilige lewe.
Vers 16 sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Vers 17, as julle hom as Vader aanroep, as jy God as Vader aanroep, doen dit met eerbied. Nie die man daarbo nie, nie, hallo papi, hy is my pa. Jy moet respek hê, as jy hom as Vader aanspreek. Wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk. Nou wil ek net hierso sê, dit beteken nie dat hy is teenstrydig met Paulus nie. Hy verkondig werke en Paulus verkondig genade, nee. Die Bybel sê ons gaan voor die regterstoel van Christus verskyn om verantwoording te doen vir dit wat ons in hierdie lewe gedoen het, die werke wat ons gedoen het. Jy doen nie werke om gered te word. Maar wanneer jy gered is, dan doen jy werke, want jy is geroep vir goeie werke. En dis daai werke wat beoordeel gaan word. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ons is vreemdelinge op hierdie aarde. Ons wandel op hierdie aarde as pelgrims, reisigers na 'n ewigheid. Jy is nie deel van die wêreld. Jy is in die wêreld. Jy is hier om die evangelie van Christus te verkondig. Maar tree op en wandel soos iemand wat op pad is na 'n hemelland om die Vader te ontmoet. Ek gaan hier ophou. Ek dink ek het heel wat gesê en ons sal met vers 17 weer aangaan op die volgende geleentheid. Vader, ons sê vir U dankie dat U woord vir ons duidelik en hard aanspreek en waarsku en help. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gaan en oordenk wat ek vir U gesê het. En dan gaan U en gaan lees die Bybel, lees die Bybel, lees die Bybel, asseblief mense. Die kosbaarste boek wat daar is. Mag hy met U wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen en amen.